Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees, Here. Here, daar's net een begeerte en dit is dat die wil van God in ons lewe sal manifesteer. En daarom vra ons vanmôre, Vader, gee vir ons wysheid, gee vir ons insig, dat ons vanmôre sal verstaan waaroor dit gaan, en ons gee vir al die eer daarvoor. Amen en amen. Julle kan maar net so bly sit, baie dankie. There's no one great among us. We are nothing on our own. We make mistakes and often slip. We are just common flesh and bone. And I know I'll prove just what I say. We are of a special kind. When he was on the cross, I was on his mind. A look of love was on his face, the crown of thorns on his head. The blood ran down his robe and stained it crimson red. Though his eyes were on the crowd that day, he looked ahead in time. For when he was on the cross, you were on his mind. He knew me, yet he loved me. He whose glory makes the heavens shine, so unworthy of such mercy. When he was on the cross, I was on his mind. When he was on the cross, we were on his mind. Ek wil 'n voorstel maak. U wat nie verlede weekie was nie, asseblief, gaan na Immanuel Woordskool en gaan kyk asseblief die eerste boodskap, want ek gaan vanmôre aan met boodskap nommer 2. En as jy iets mis vanmôre, wees vrymoedig en sê stop. Stop, verduidelik. Is dit reg so? Want in boodskap nommer 1 het ek 'n fondasie gelê van wat ek wil verder mee aangaan vandag. So ek wil hê, dalk as jy dit mis, sê vir my, stop, en ek gaan probeer om u vinnig op te dateer. Alright? Ek gaan net vir u so vinnig 'n bietjie vertel. Maar kom ek lê net so vinnig die fondasie waaroor dit te gaan het. Toe Adam en Eva in die tuin van Eden gesondig het God gesê, my gees gaan nie meer vir altyd in die mens lewe nie. My gees gaan nie weer vir altyd in die mens leef nie, en van nou af sal die mens net 120 jaar oud wees. Toe gee God vir Moses, ek gaan nou 'n paar jaar aan, toe kom verskyn Moses op die toneel. En Moses
moes die volk van God uit Egipte uithaal. En Moses sit met 'n ongelowige geslag. En Moses sê in Psalm 90, die mens, as hy sterk is, gaan hy 70 jaar word. En as hy baie sterk is, gaan hy net 80 jaar word. En die rede is, dat die ongelowige geslag, wat uit Egipte uitgegaan het, moes sterf in die woestyn. Alright? Maar dit het nie hierdie gekanseleer nie, en dit het ook nie gekanseleer die belofte wat God gemaak het, toe hy vir die slang gesê het, jy het veroorsaak dat my gees onttrek word, maar ek maak 'n profetiese belofte, die saad wat kom, jy sal hom in die hakskeen byt, maar hy gaan jou kop vermorsel. En dit is baie belangrik, soos ek altyd in hierdie gemeente sê, dat ons moet die Bybel in konteks verstaan. Ons moet weet dat jy en ek, wat Jesus Christus aangeneem het, as ek dit net so kan stel, ons lewe na die kruis. Ons lewe in die belofte wat God gemaak het, dat ek gaan mense maak na my beeld en na my gelykenis. En hierdie beeld en gelykenis is as gevolg van die feit dat die Satan se kop vermorsel is. En ek gaan dit nou 'n bietjie meer daaroor uitbrei, maar ons moet, as ons die woord van God lees, moet ek en jy verstaan, daar is tyd wat die Here Jesus nie met my en jou in die woord gepraat het nie. Daar is tyd wat hy met die Fariseërs praat. Daar is tyd wat hy met die tollenaars praat. Daar is tyd wanneer hy met hulle gepraat het wat hom nie gevolg het nie. Maar dan kom daar 'n tyd na die kruisiging. Wat sê Hebreërs 9? 'n testament is slegs geldig as die testamentmaker gesterf het. Hoor jy wat ek sê? So, die Nuwe Testament van my en jou lewe begin nie in Matteus 1 nie. Dit begin nie by Markus 1 nie. Dit begin nie by Lukas 1 nie. Dit begin ook nie by Johannes 1 nie. Die Nuwe Testament begin die dag toe die testamentmaker gesterf het. Right? En dan was jy en ek, dan is ons veronderstel om die testament oop te maak, om te kyk wat God vir ons beloof het in sy testament. En daarvoor was Paulus in die lewe geroep, net so in kort. So hy het gesterf, en alles wat 'n verborgenheid was van hier af, is geopenbaar. Die dag toe hy op daardie kruis sterf, en hy opstaan en hy verheerlik word deur die Vader. Alright? Toe word die testament oopgemaak en kan ons verstaan wat die doel van God se wil was. Onthou jy wat so 3 weke terug het ek gesê, God werk slegs volgens die raad van sy wil. En sy wil was, in die begin sal die saad die kop van die slang vermorsel. En wat gaan oorbly is dit wat ek in die begin geskep het. Mense na my beeld en mense na my gelykenis. Ek wil net so vinnig 'n bietjie opsom. Ons het gelees daar in Johannes 14 verlede week. In Johannes 14 het hy, kom ek lees dit gou vir u. Johannes 14, ek het nie vir inhouds dit gegee nie, maar ek net so, ek voel net ek moet dit lees. Johannes 14, ons almal weet Johannes 14 gaan oor dat die Here gegaan het om vir ons plek te berei. Maar ek wil vir die daar vat na Johannes 14 vers 16 en vers 17 toe, right? Johannes 14 vers 16 sê hy hierdie: En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Alright? Wat het gebeur toe ons hier toe die slang Eva en Adam mislei? Toe sê hy, my gees gaan nie vir altyd in die mens bly nie. Nou maak hy 'n belofte, and I will pray the Father, and he will give you another comforter, that he may abide
with you forever. Vers 17 van dieselfde een sê, en die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Alright? Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you and shall be in you. As hy praat van die wêreld, dan praat hy van hierdie wêreld wat voor die tyd was. Alright? Duidelik? Hulle het hom nie geken nie. Maar die gees wat hy gaan gee, die belofte wat hy maak van die gees, is 'n gees wat by jou sal bly tot in alle ewigheid. Sien jy rooi ligte ergens? Wat het God vir die vrou by die put gesê, Tannie Katrien? God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Kan jy sien die koneksie wat die Here Jesus wou maak? Kan jy sien die boodskap wat hy vir ons wou deurbring in die Nuwe Testament? Nou sien ons, nadat hy gesterf het hy opgestaan en hy verskyn aan sy apostels. Alright, hy verskyn aan sy apostels in die bovertrek in Johannes 20. Kom ons bly net gou vinnig soontoe. Johannes 20. Ek wil dit net baie vinnig op datum bring. In Johannes 20, kom ons lees van vers 21 af. Hy sê, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede gee ek vir julle. Soos wat my Vader my gestuur het, stuur ek julle. Vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Then Jesus said to them again, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. And when he hath said this, he breathed on them. Wat het gebeur toe God vir Adam en Eva, of toe God vir Adam hier skep, wat het hy gemaak? Wat het hy in hom geblaas? Die asem van die lewe. En wat maak hy? And he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Met ander woorde, dit wat God hier van Adam en Eva wegvat, kom die Here Jesus nadat hy die prys betaal het. Nadat hy vrede gaan bewerkstellig is, nadat hy geopenbaar is, hy is die weg na die Vader toe. En hy het 'n ander belofte gemaak het, ek sal die Vader bid en hy sal julle die Gees stuur. Nie die Gees vanaf die Vader nie, die Gees van die Vader. Lees net 'n bietjie Johannes 14, lees hom net 'n bietjie met 'n bietjie openbaringskennis. Dan sal jy agterkom dat die weg wat God gaan voorberei het, of die weg wat Jesus Christus gaan voorberei het, om vir jou 'n plek te gaan maak, is die plek waar die Vader by jou kan woon, jy by die Vader kan woon, die Gees by jou kan woon en Jesus Christus by jou kan woon. Ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. So wat het hy gemaak? Hy het die plek gaan voorberei sodat jy by God kan wees en God by jou kan wees. En hy het gaan voorberei dat dit wat die slang hier verwoes het of probeer benadeel het, het God herstel deur hom die prys te maak. Om hom die prys te maak sodat die Gees weer by ons kan kom woning maak. Nou hoef ek nie meer te wag vir God in die aandwindjie om met my te praat nie. Het jy gehoor wat ek sê? Ek hoef nie vir God te wag in die aandwindjie om met my te praat nie. Want hierdie vervulling is sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Weet jy, daar is nog steeds vandag kinders, of mense wat sê hulle is kinders van God, maar hulle hang hierdie wêreld aan? En daarom kan ons nie by die volheid van God uitkom nie.
En Willem, hy sê, Paulus sê, ek sal nooit die genade van God verraai nie. Want hierso was geen genade nie. Hoor wat ek sê, daar was geen genade nie. En genade is eers hier geopenbaar. Hoekom sal ek so sê? Onthou toe Moses die volk van God uit Egipte uitgevat het? Toe gee God hulle op daai berg 'n wet. Toe gee God op hulle op daai berg 'n wet. En dis wat hy wet sê. Jy's onder die vloek. Hy sê vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat in die wet geskryf staan nie. Daar 613, dankie, daar 613 wette plus die 10 gebooie. En hy het gesê vervloek is elkeen wat nie bly in hierdie wet nie. Maar weet jy wat, hy vat die vloek op die kruis en hy maak dit 'n seën. En daarom sê hy, toe Abraham 2 vrouens gehad het, Bertie is 2 verbonde. Hy sê dit duidelik, dis 2 verbonde. Een uit hierdie slaafin verbonde en die ander een uit die vrye uit. Maar hy maak 'n geweldige stelling. Hy sê die seun van die slaafin mag nie erf wat die seun van die vrye het nie. Met ander woorde, hy bly onder die vloek. En daarom kan ek nooit die genade van God verruil om oor sy dooie liggaam terug te gaan na die vloek toe nie. Ek bly in die genade van God, sodat die wil van God deur die Gees wat hy in my geplaas het, geopenbaar kan word, sodat ek geherskep kan word deur die kennis van God na sy beeld en na sy gelykenis. Het ek iets onbybels gesê? Nee, ek haal alles net uit die skrif uit. En daarom het God vir Paulus geroep. En toe Paulus saam met die apostels verskyn, ek gee net so 'n bietjie agtergrond, toe sit hulle in Jerusalem, en die apostels besluit, dat die openbaring, wat God vir Paulus gegee het, pas nie in by dit wat hulle ontvang het nie. En daarom maak hulle 'n besluit, nie God nie, die apostels maak 'n besluit en sê, ons sal by die Jode bly, gaan jy na die heidene toe. Prys God. Ons sal na die Jode toe gaan jy na die onbesnedenis toe. En Paulus sê, wat van ewigheid af verborge was, het God aan my geopenbaar. En hy staan in Rome voor 'n klomp Jode, en hy sê, omdat julle die genade van God verwerp, Bertie, omdat julle die genade van God verwerp, sal ek op die heidene konsentreer. Lewe julle maar, soos wat julle wil lewe, as julle daarin wil lewe. Maar die genade van God het vir my geopenbaar wat die werklike lewe is. 'n Skok. Daar's 'n groot skok, daar's 2 weë. Daar's 2 weë, die een lei na verderf, die ander een lei na lewe. Ons het geglo die een gaan hemel toe, die ander gaan hel toe. Daar's 2 weë. Die een lei na die verderf, en die ander een lei na lewe. En dis die verskil. Dis die verskil. Ek het gekom sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê, dankie Bertie, maar die dief het gekom te steel, te slag en te verwoes. En ek en jy het die besluit waar ons wil lewe. Ons het die besluit. Baie mense sê, die dag toe ek gebore het, het God my streepie getrek. Dis die grootste leuen ooit. Dis die grootste leuen ooit. Ek het gekom sodat jy lewe kan hê. Maar 'n ou skrif in die Ou Testament wat sê dood en lewe lê in die mag van die tong. Hy wat die vrug daarvan hy wat dit gebruik sal die vrug daarvan geniet. Jy's reg 100%. So hy wat as jy die dood oor jou lewe wil spreek, is jy baie welkom. Maar ek wil vir jou dit sê vanmôre.
Hy het gekom sodat jy die huis van God kan wees. Die blyplek van God kan wees. En as jy dood en lewe oor jou lewe spreek, beroof jy God van 'n blyplek. Het jy gehoor wat ek sê? Beroof jy God van 'n blyplek. En hy het gekom om jou die blyplek te maak, sodat jy kan wees waar ek in die Vader is en die Vader in my is. En as jy God beroof van sy blyplek, moet God wag vir 'n volgende generasie wat besluit dat die lewe van God is geopenbaar in die vlees. Wat sê Timoteus? Ek het nog nie by my preek nie. Wat sê Timoteus? Groot is die verborgenheid van God se saligheid. God was geopenbaar in die vlees. So waar moet God in ons lewe geopenbaar word? In die vlees, deur ons, as ons gelykvormig is aan die beeld van sy seun. Dan moet God geopenbaar word deur die beeld wat jy en ek uitdra. Liefde lê in the eating of the pudding. En Paulus was afgeskei, afgesonder, spesiaal geroep om hierdie lewe van God aan die heidene te openbaar, omdat die Jode wou dit nie hê nie. Wat sê hy? Hy het na sy eie mense gekom. Sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Aan elkeen wat hom aangeneem het. Maar hulle het gesê, nee Here, jy is nie die redder wat uit die geslag van Dawid uitkom nie. Dis hoekom die Jode in 'n tweestryd sit. Is ek vervelig. Dis hoekom die Jode in 'n tweestryd sit, want hulle verwag die redder van Josef, Messias ben Joseph, en hulle wag vir Messias ben David. Dis waarvoor die Jode wag, en dis hoekom hulle die 3de tempel bou, want die rooi os moet geoffer word, wanneer die Messias wat uit die geslag van Dawid uitkom, redding en saligheid sal bring. Maar hulle vergeet toe hy Jerusalem inkom, toe ry hy op 2 donkies. En hulle het gesê, Hosanna aan die seun van Dawid. Halleluja. So hulle het ingestap, of het in Jerusalem ingegaan, aan hulle bewys, dat dogter van Jerusalem, wees bly en opgewonde, want jou koning het gekom. En hy ry op die donkie, die esel van 'n donkie. En geskiedenis sê, toe hy met die 2 donkies daar ry, toe sit hy op hierdie een en sy voete is op die vul, om te bewys dat die oue gaan verby en die nuwe word ingelyf. Wat sê in Hebreërs? I'll take the first away to establish the second. Hy het gekom om die eerste weg te neem, om die tweede daar te stel, sodat ons kan lewe, en lewe in oorvloed hê, met die lewe wat hy gekom het om te openbaar. Here, nou kyk hulle, hy het mos gekom om die geopenbaarde lewe van God te wys. Hy sê, julle het 'n heilige roeping. Julle is deelgenote van 'n hemelse roeping. En daarom het hy gekom om die lewe van God te openbaar, sodat jy en ek geopenbaarde lewe kan hê, waarin God verheerlik kan word. Raak julle bang daarvoor? The half is never yet been told. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Kan ek vir jou dit sê? Toe ek hier sterf, toe wat sê die Here? Ek sterf, toe hy sterf, toe sterf wie saam met hom? Ek en jy. En wat sê hy? Toe hy opvaar om aan die regterhand van God te sit, toe wat sê hy? Julle wat dood was, deur sonde en misdade, het ek saam met my opgewek. En ek sit saam met hom. In hemelse plekke. Met ander woorde, ek sit alreeds in die posisie waar God my wou gehad het,
toe Jesus Christus die prys betaal het om dit net te verseker, het hy my gesê, kom ons maak mense na ons beeld en na ons gelykenis, en hy kom en hy betaal net die prys daarvoor. Galasiërs sê, toe die volheid van tyd kom, vir watter tyd wag ons? Hy sê, toe die volheid van tyd kom, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou onder die wet, om die wat onder die wet was vry te maak, sodat hulle aanneming van kinders kan hê. Jy gehoor wat ek sê? Was Jesus 'n seun van God? Toe hy die vloek geword het, wat het hy my gemaak? 'n seun van God, 'n kind van God, 'n dogter van God. Like son, like vader. Met ander woorde, daarom sê hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar ek bring baie broeders na die heerlikheid van my Vader toe. Daarom skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Het jy gehoor wat ek sê? Daarom skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie, want ons het een Vader. Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word is uit een, en daarom noem hy ons broeders. Het jy gehoor wat ek sê? Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit een. Prys die Here. Wat het hy vir ons in Efesiërs, Here, gaan ek by my boodskap kom. Wat het hy in Efesiërs gesê? Voor die grondlegging van die wêreld het hy ons geseën met alle geestelike seëning in die hemele in Christus. Waar's my lewe? My lewe is saam met Christus verborge in God. Met ander woorde, waar God is Christus, waar Christus is ek, waar ek is die gees van die lewe. En hy het gesê die volheid van die Godheid was in Christus, liggaamlik. Kolossense 2 vers 8, 9 en 10, die volheid van die Godheid was in Christus, liggaamlik, en julle volkome in hom. Met ander woorde, the fullness of the Godhead, bodily, not spiritually, bodily dwell within me. Ek moet net vernuwe word in die gees van my gemoed om te kan besef wat die prys op hierdie kruis behaal het. Daar het hy die vloek geword om 'n seun van God. Ja. Daar het hy die vloek geword om die wil van God in werking te stel. Is daar 'n skrif wat sê, as julle aan God, aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam? Met ander woorde, ek erf wat God beloof het van die grondlegging van die wêreld. Tannie Katrien het verlede week so baie gesmyl toe ek sê, toe die Here die vloek op die slang se lewe uitspreek. Wat het hy gesê? Stof sal jy eet. Wat het hy gemaak? Toe hy vir Abraham 'n belofte gemaak het, het hy gesê, seuns, soos die sterre van die hemel, of soos die stof, of die sand van die see. Ek en jy besluit aan wie behoort ons. Jy gehoor wat ek sê, ek en jy besluit. Gaan ek toelaat dat die duiwel van my stof maak? Of gaan ek toelaat dat die lewe van God wat in Christus Jesus is, wat hy uit die dood uit opgewek het, en my saam met hom opgewek het, dat daardie lewe van God wat in Christus Jesus is, van my 'n ster maak, sodat die môre ster in my hart kan opgaan, en die dag kan aanbreek, en ek verander kan word, na dit wat God in gedagte kan word, dat die gees van God, van die lewe van God, in my lewe kan openbaar, wat die doel en wat die roeping van God vir my lewe is. Ek is nie bestem om eenmaal te sterwe nie. Ek het klaar gesterwe. Ek het hier gesterwe.
Galasiërs 3, en die lewe wat ek nou lewe, lewe ek deur die geloof van die Seun van God wat my lief gehad het en sy lewe vir my daarvoor gegee het. Met ander woorde, hierso het ek gesterf. Die tweede dood is nie veronderstel om 'n houvas op my te hê nie. Het jy gehoor wat ek sê? Ek het hier gesterf, die eerste dood. En op hulle wat eenmaal gesterf het, het die tweede dood nie veronderstel om 'n uitwerking te hê nie. Want ek behoort aan die opgestaande Jesus. Ek behoort aan die God van hemel en aarde. Ek behoort aan die Skepper God wat lewe gee en lewe in oorvloed het. Daarom sê hy, ek het in Christus gesterf en ek lewe nie meer nie, maar die lewe wat ek leef, leef ek deur die geloof. Ek sê deur die geloof van die Seun van God wat my lief gehad het en sy lewe daarvoor vir my gegee het. So ek het gesterf. Ek is dood. Die vleesmens is dood. Wat lewe is die geesmens. Dis al wat lewe. En daarom is die duiwel nie veronderstel om op die vleesmens wat gesterf het en lewendig gemaak is saam met Christus se invloed te kan hê nie. Want ek leef nie voor die kruisiging nie, ek lewe na die kruisiging. En daarom die lewe wat veronderstel is in my lewe, is veronderstel om die lewe van God self te wees. Het jy gehoor wat ek sê? Is veronderstel om die lewe van God self te wees. Dis sy besluit. Ja, dis sy besluit. En daarom sê Paulus, ja, ek preek vir julle preek van Openbaring, van Genesis tot, daarom sê Paulus, ons is dienaars in julle belang. In ons werk die dood, maar in julle moet die lewe werk. Daarom sê Paulus, ek lê net 'n fondasie. My liewe Vader, as die fondasie gelê is, dan is die fondasieleier mos daar. Maar jy en ek is die gebou van God wat ons self moet opbou as lewende stene tot 'n woning van God in die Gees, sodat God in sy tempel kan intrek neem wat hy self gebou het. Het jy gehoor wat ek sê? God sê ek woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, want die hemel is my troon en die aarde is die voetbank van my voete. Wat 'n tempel kan jy verbybou? Maar ek self sal my eie tempel bou. En ek sal self my intrek daar neem. Paulus sê, en Peter sê, ek weet my tentwoning gaan afgebreek word. My tentwoning. Maak 'n koneksie tussen die tentwoning in die woestyn en die tempel in Jerusalem. Die een is 'n tydelike blyplek, die ander een is 'n permanente blyplek. So my lewe en jou lewe en ons lewens is nie veronderstel om tentwonings te wees nie. Ons is veronderstel om die gebou van God te wees. Die huis van God, die blyplek van God, waarin die heerlikheid van God sy intrek geneem het. Die dag toe ek gesê het, kom Here Jesus, kom en neem U intrek in my lewe. Nie kom Here Jesus op die wolke van die hemel nie, kom Here neem U intrek in my lewe, sodat ek 'n gebou van God kan wees, sodat ek die tempel kan wees, waarin my Vader verheerlik kan word. Amen. OK. Met ander woorde, wat het ons verlede week gehoor? Jy sal 'n boodskap hoor. As iemand dit vir jou duidelik uitspel, sal jy dit nie glo nie. Hy sê dit in die Ou Testament en hy sê dit ook in Korintiërs. Even if they explain it to you plainly, you will never believe it. Want die lewe van God is geopenbaar in Christus Jesus. Toe betaal hy die prys vir lewe in ons. En ek het dit 100 keer in hierdie kerk gesê, hy is nie net 'n voorbeeld vir ons nie,
Hy was ook 'n voorbeeld van ons. Hoe ons as kinders van God veronderstel is om te wees, te glo en te is. Is dit 'n goeie Afrikaanse woord, te is? Maar is nie goed nie, maar dit sê wat hy moet sê, né? OK, prys die Here. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 2. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 2 sê: Ek net nie. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 2 sê: Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen. En ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. As jy gehoor wat Paulus sê? But have renounced the hidden things of dishonesty, not working in craftiness, not handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Aan die woorde Paulus sê, ek gaan nie maak soos hulle wat vir my gesê het, gaan jy maar na Jode toe nie. Ek gaan vir jou wys wat dit is. Ek gaan dit vir jou openbaar. Alhoewel ek my lewe daarvoor moet gaan neerlê, gaan ek dit nog steeds vir jou wys. Ek sal van niks getuig waardeur God nie deur my gewerk het nie, sê Paulus. So ek gaan dit vir jou wys. Kom ons gaan net so 'n bietjie aan. In vers 3 sê: Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik, but if your gospel be hid, it is hid to them that are lost. Alright? Die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Het jy gehoor wat ek sê? In whom the God of this world blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kan ek daar stop? Het jy kennis geneem? Het jy kennis geneem van wat daar gesê was? Daarom sê Paulus, gee aan die duiwel nie 'n plek nie. Jy moet een ding onthou, die mag van die duiwel is gebreek. Ons het dit verlede week. Die mag van die duiwel is gebreek, maar jy moet hom nie 'n plek gee nie. Want wat doen hy, sê die skrif Willem? Hy loop rond soos 'n bril in 'n leeu en hy weet nie wie het hierdie openbaring. En as hy dit uitgevind het, verslind is jy. Sy mag is gebreek. Vader, halleluja, help my. Toe hy hier op die kruis sterf, toe hy daar sterf, toe sê hy, my sussie, ek sien jy ken die Bybel goed, wat het hy gemaak met die magte van die duisternis? Hy het hulle in die openbaar tentoongestel en wat gemaak? Daardeur oor hulle getriomfeer. Met ander woorde, toe die duiwel en sy magte agterkom dat elke aanklagte van hierdie vloek verwyder is, toe vat God hom en hy haal jou uit soos iemand wat uit die nag uit weggesteel is voor die aangesig van die duiwel. En toe die duiwel sy oë oopmaak, het hy nie 'n aanklag teen jou vir hierdie wette nie. Want hy het jou onmiddellik oorgebring in die koninkryk van die lig. He took you out of the devil's dominion. Hy vat jou uit die koninkryk van duisternis is en hy plaas jou in die koninkryk van die lig, van die seun, van sy liefde.
Met ander woorde, jy is weggesteel voor die aangesig van die duiwel af. Ek kan die woord gebruik, he raptured you from his presence. Hy het jou weggeraap van sy teenwoordigheid. En toe die duiwel daar staan om 'n aanklagte te bring aan Katrien, toe sien hy, ek het geen aanklagte nie. Want die vloek is verander op 'n seën. Die vloek is in 'n seën verander. Ek het niks waarmee ek jou kan aankla nie. Al waarmee ek jou kan aankla is om jou te beskuldig. Jy is nie. Het jy gehoor wat ek sê? Al wat hy kan sê, jy is nog nie die beeld van God nie, so ek het iets om jou aan te kla en jy kan besluit, wil ek skuldig voel daaroor? Of werk ek saam met die gees van lewe wat in Christus is, om my verander te kry na die beeld van my Skepper. Ek moet daai besluit neem. Maar hy loop rond soos 'n brullende leeu. En hy kyk wie hy kan verslind. En hy wat nie oortuig is in die gees van sy gemoed wie hy in Christus is nie, gaan, sê ek dit reg aan die Katrien? Hy wat nie oortuig is in die gees van sy gemoed wie hy in Christus is, wat God hom gemaak het nie, is dit te diep. Moet ek dit 'n bietjie vlakker bring? Dankie my vrou. Daar's 'n skrif wat sê in Hebreërs 6 vers 1. Ons kan nie bly by die begin van die evangelie aangaande Christus, van die wat? Van die leer van die doop, van bekering uit dooie werke, van die hand opleg en van die ewige oordeel nie. Die oordeel is daar gevel. Ons moet voortgaan na die geopenbaarde wil van God, sodat ek volmaak die beeld van my Christus kan word, sodat Christus volmaak deur my kan lewe en die wêreld volmaak God gaan sien. Daarom kan ek nie bly by die begin van die evangelie nie. Ek moet na volmaaktheid voortgaan, sonder om elke dag te sê, Here, vergewe 'n sondaar. Jy doen dit as God vir jou sê, doen dit. Maar ek sê, Here, ekskuus, dat ek dit nog nie geword het nie. Dat dit nog nie in my lewe 'n werklikheid is nie. Dat dit nog nie geopenbaar is nie. Here, help my daartoe. Waar was ek by vers 5? Halleluja. Vers 6 sê, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus ons Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Sien jy dit daar? Met ander woorde, Paulus was 'n dienskneg van hierdie evangelie. Paulus moes net die fondasie lê. Met ander woorde, Paulus moes, soos daai seun, sterf vir hierdie boodskap. Hy sê, ons verkondig net aan julle wat aan ons geopenbaar is. En ons werk in julle belang. Kan ek dit weer vir jou lees? Hy sê, want God wat gesê het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring. Verstaan ons die verligting? The illumination of our minds and our heart. Met ander woorde, ons harte was verlig as gevolg van die openbaringskennis van God. Het ons geweet wat in die hart van God was. Alright? Om die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Luister nou wat sê ons. Paulus sê, ons het dit in erdekruike. Aan die ander woorde, Paulus sê, my lewe is net 'n tentwoning. Ek is dit net in 'n erdekruik. Ek het dit in 'n plek en 'n posisie deur openbaringskennis gekry, maar ek weet, ek gaan my lewe vir hierdie boodskap aflê. En dit is vir my nie 'n probleem nie. Ek verheerlik my daar. Solank daar net 'n generasie is wat die waarheid sal vat. En waarvoor wag die hele skepping? Vir die openbaarmaking van die
Kinders van God. Met ander woorde, Paulus sit in ballingskap eintlik in die hemel, of in die teenwoordigheid van God, om te sê, is daar nie iemand wat dit wil hoor nie? Het jy gehoor wat ek sê? Hy sê in Hebreërs 12, daarom het ons so 'n groot wolk van getuie rondom ons. Hulle sit en wag vir die openbaarmaking van die kinders van God, want hulle is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie. Hulle wil nie daar wees waar hulle is nie. Het jy gehoor wat ek sê? Hulle wil nie daar wees nie. Hulle wil sien hoe die volheid van God op aarde geopenbaar word, sodat hulle kan terugkeer aarde toe in 'n verheerlikte liggaam. En wanneer die dag by ons posvat, dan word ons verander. Halleluja. Dan word ons verander in 'n oomblik, in 'n oogwink, om gelykvormig te word aan die beeld van hom wat my geskep het. Gooi ek jou hele evangelie omver. Daarom sê hy, die wil van God is julle heiligmaking. Wie het my heilig gemaak? Ek? Of hy? Hy het my heilig gemaak, sodat ek werklik in heiligheid voor God kan wandel en verheerlik kan word. Verheerlik sê mos, you are raised, ek verheerlik dan word in dieselfde posisie waar die Seun van God sit, sodat ek en die wolk van getuie kan neerkom en op die aarde kan manifesteer. Waar haal ek dit uit? Hy het ons gemaak, konings en priesters, Openbaring, vir ons God en Vader op die aarde. So die skepping wag vir my en jou om God te openbaar, sodat die nietigheid van sonde uitgewis kan word en die lewe van God geopenbaar kan word. Here, waar stop ek? 1 Korintiërs 4 vers 12 sê, luister wat sê Paulus. 1 Korintiërs hoofstuk 4 vers 12 sê, so werk 2 Korintiërs 4 vers 12. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 12 sê, so werk die dood in ons, maar die lewe in julle. Het jy gehoor wat ek sê? So Paulus het gekom vir wat? Watter boodskap? Om vir ons die lewe te openbaar. Waarvoor het Christus gesterf? OK. Ekskuus, ek gaan 'n hele klomp van my boodskap afsny, maar ek moet by dit kom. Alright, ek kan nie vat na die boek van die Hebreërs hoofstuk 2 toe. Is dit reg? Hebreërs hoofstuk 2. Ekskuus Vader, ek weet, u en ek het lank oor dit gesels. Hebreërs hoofstuk 2 vers 14. Halleluja. Ek ook dan nog net by Hebreërs kom. Ek sal nie in Titus skryf wat ek in Hebreërs wil lees nie. Wat sê hy daar? Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Hendrik, het jy gehoor wat ek sê? Met ander woorde, hierdie dief wat steel en slag om te verwoes, hy het gekom om wat te maak? Om sy. So hy is nie meer veronderstel om die dief te wees wat steel, slag,
verwoes nie, want hy kan nie meer die mensemoordenaar in jou lewe wees as jy weet wie jy in God is nie. Luister, want jy lewe nie meer nie, God lewe in jou. So waar kan die dief steel van God af? Ja, as jy hom toelaat, dan kan hy steel. Het jy gehoor wat het hy gedoen met die duiwel? Het jy gehoor? To destroy him that had the power over death. Het jy gelees wat sê Matteus 28? Toe hy na sy disippels toe terugkom? Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Wat het die duiwel probeer doen met sy versoeking? Hy het hom na die berg toe gevat. Toe sê hy vir hom op die berg, sien jy al die koninkryke van die aarde, ek gee dit vir jou as jy neerval en my aanbid, want dit is aan my oorgegee. Toe kom die Here Jesus en hy breek die mag van die duiwel en hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Alles behoort nou aan my. Ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Met ander woorde, ek is die oorwinnaar oor die mag van duisternis. Ek kom net om lewe en lig te openbaar, sodat jy deel van God se lewe kan wees, deel kan wees van die lig wat geopenbaar kan word, en God deur jou lewe geopenbaar kan word. Efesiërs 4:6 sê, daar's net een God en Vader. Hoor jy wat ek sê? Daar's net een God en Vader, wat oor almal, deur almal en in almal is. Die vraag is, waar's God in jou lewe? Dis die vraag wat ons moet antwoord. Waar's God in jou lewe? Kom ons blaai na die boek van 1 Johannes, dit is klein Johannes, agter in die Bybel. Wat het hy in Hebreërs gesê? Om die mag van die duiwel te verbreek. Né? Dis wat hy gesê het. 1 Johannes, hoofstuk 3. Halleluja. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 8. Luister. Hy wat die sonde doen. Hy wat die sonde doen. Waar is hy? Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Kan jy skreeu amen? Wat het die duiwel hier gemaak? Hy het hulle verlei. Alright. En nou sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om hierdie werke van die duiwel wat onder die vloek was uit die weg uit te ruim, sodat ons die aanneming van kinders kan ontvang. He that committeth sin is of the devil. For the devil sinneth from the beginning. For this purpose, what's the purpose? For this purpose, the Son of God was manifested in flesh, that he might destroy the works of the devil. Halleluja. Met ander woorde, hy sê, wie in my is, of wie in wie ek is groter as hy wat in die. Maar weet jy, hierdie wêreld is nog so prominent in hierdie wêreld, en dis nie veronderstel om so te wees nie. Het jy gehoor wat ek sê? Hierdie wêreld, hulle dra die vloek van hierdie wêreld oor aan die kinders van God, sodat hierdie wêreld nog steeds kan manifesteer in hierdie wêreld. En God het die vloek verwyder. 1 Johannes 5 vers 10 sê hierdie ding. Hy, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aansaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons
die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. Wie is die witness? Wie is die getuienis? Die Gees van God, né? And the witness in himself that he that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. Right, and this is the record that God hath given to us, eternal life, and this life is in his Son. Het hy gekom om God te openbaar vir sy kinders? Is jy 'n seun? Kan die lewe van God in sy seun in jou lewe geopenbaar word? Antwoord die vraag. Want die lewe is in sy seun. Die lewe is in sy seun. Halleluja. Halleluja. Ek gaan afsluit. Nee. Ek wil jou vat nog daar na 2 Petrus toe. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3. Is ek reg? 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3. Halleluja. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3. Hy sê immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het tot sy heerlikheid en deeg. Immers, according as he, luister wat sê die Engels, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Weer die knowledge geopenbaar deur die Heilige Gees, Paulus. En wat het Paulus gesê? Ek werk in julle belang, sodat die lewe in julle kan werk. Alright. Kan ek nog een versie gebruik? Halleluja. Ek wil graag vers vat na 1 Korintiërs hoofstuk 6. 1 Korintiërs hoofstuk 6, vers 17. Reg in die begin het God gesê, ek onttrek my gees, net so 'n bietjie vinnig optel. Ek onttrek my gees. Jesus sê ek gaan die belofte van die gees na die Vader toe bring en hy gaan vir altyd by julle bly. En toe demonstreer hy dit en hy sê vir hulle, ontvang die gees toe dit op hulle blaas, alright? En Paulus kom en hy openbaar die lewe wat in Christus Jesus is. Luister nou wat sê Paulus en daarmee gaan ek afsluit. My uur is ongelukkig om. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17 sê: Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Wie die Here aanhang, is een gees met hom. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Met ander woorde, Paulus sê, I have joined you as a chaste virgin unto Christ. Ek het jou aan een man bekend gestel. Ek het jou aan een man verbind, Jesus Christus. Met ander woorde, as ek aan Jesus verbind is dieselfde gees van God wat Christus uit die dood het opgewek en lewe hy in my, soos 'n huwelik. Die man sal sy vader en sy moeder verlaat en hulle twee sal een vlees word. Halleluja. Ek is sy liggaam, sy vlees en van sy bene. En sy gees woon in my omdat ek aan hom verbind is. Deur dieselfde gees van lewe. Amen. Eina of halleluja. Vader, mag dit 'n volkomme werklikheid in ons lewe word. Vader, dat ons daardie generasie sal word wat jy in Psalm 82 sê, dit sal geopenbaar word aan 'n geslag wat nog sal kom. Here, dat ons daardie geslag sal wees, wat dit nie net sal weet nie, maar ook vernuwe sal word in die gees van ons gemoed, sodat vir ons verander sal word na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid wat daar in Christus Jesus ons Here was.
Amen. Amen en amen. Prys die Here.